lekker om die kerkklok so te hoor op 'n Sondag, nee wel, op 'n Donderdag, maar op Kersdag. Mense, dis geseënde Kersfees. Geseënde Christusfees vir elkeen van julle, en vir die van julle wat ook aanlyn inkyk, of die wat dalk nog 9 uur die volgende diens gaan bywoon. Mag hierdie net 'n besonderse dag wees. Mag ons nooit vergeet hoekom ons hierdie dag vier nie. Ek wil graag vra dat ons staan en dan sing ons Die Heiland is gebore, lied 353 as ons introitus lied. So kom ons staan en dan sing ons saam. Amen, amen en amen. Ons Heiland is gebore. Vanmôre is nie 'n besonderse lang diens nie. Daar's die aankondigings nie, daar's die offergawes nie. Ons is net hier saam in die teenwoordigheid van die Here. En ek wil sommer net gou vinnig ook 'n kort storieetjie vertel. Ek weet nie of dit 'n regte storie is en of dit 'n grappie is nie, maar daar word vertel van 'n jong predikant wat 'n diens gelewer het. Tipiese vakansiepreek. Wat so 'n bietjie korter is, ook so sonder die offergawe, sonder die aankondigings. En net na so 'n halfuur maak hy klaar. En na die tyd kom die hoofouderling na hom toe en sê vir hom, hoorie, ek het hiernatoe gery. Ek gee my kollektes, ek soek waarde vir my geld. So, ek hoop daarom nie, dis julle gevoel nie. Ons is net hier om net die Here se vleeswording te vier. En daarmee wil ek dan graag die aanvangswoord ook so op die skerm vir ons kry asseblief, waar die Here ook so op 'n manier, ons groet die Here en dan groet die Here ons terug. Dis maar hoe ons liturgie werk. Skus, ek het nou ook geklik daar. Daar's hy. So ek sal die voorganger wat fees sê, sal ek lees en dan reageer julle op die vetgedruk, skuinsgedruk as gee. Toe die goedheid en menseliefde van God, ons verlosser verskyn het hy ons verlos. Ons is verlos, nie op grond van werke wat ons uit geregtigheid gedoen het nie, maar op grond
maar op grond van God se ontferming wat ryklik oor ons uitgegiet is deur Jesus Christus, ons verlosser. Gemeente, die Here groet elkeen van ons vanoggend in die naam van die Vader, die vleesgeworde Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons sing die volgende 3 kersliedere, of 2 kersliedere, en dan spreek Heer. Kom ons loof die Here so met ons harte. Yeah.
hoop julle het ook so lekker soos ek saam gesing. So dien ons Here met ons harte en met ons stemme. En daar's so 'n frase in die hoorie blye engele lied wat ons ook nou gaan raaklees in die teks. En dit is 'n bietjie langer teks as gewoonlik, maar kom ons lees saam Lukas 2 vers 1 tot 20 uit die 2020 vertaling uit. Maar as jy 'n ander vertaling verkies, is jy welkom om saam te volg in jou vertaling van voorkeur. In daardie tyd het keiser Augustus 'n dekreet uitgevaardig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. Dit was die eerste volkstelling wat gehou is toe Cyrenius prokurator van Sirië was. Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen na sy eie dorp. Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en nageslag van Dawid afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde, Maria, wat swanger was, gegaan om hom te laat registreer. Terwyl hy daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word, en sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing, wat in die oop veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn, en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap, wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser, 'n verlosser gebore, Christus die Here. Dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind, wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof. Ek sien daai prentjie sommer. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan het, sê die skapwagters toe vir mekaar, kom ons gaan reguit na Bethlehem en gaan kyk wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het. Hulle het toe hastig daarheen vertrek en Maria en Josef en die kindjie wat in 'n krib lê, daar aangetref. Nadat hulle hom gesien het, het hulle aan almal gaan vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat hiervan gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters aan hulle vertel het. Maar Maria het al hierdie woorde gekoester en in haar hart daaroor bly nadink. Die skaapwagters het teruggekeer terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, presies soos dit aan hulle meegedeel is. Ons is nou verby Advent. Ons het afgelope paar weke het ons gepreek oor, die prediker het gepreek en ons het saam geluister ook oor hoop. Die week daarna vrede, toe vreugde, sukkel weer. Kom ons hou maar vir so 'n rukkie daar. Nee, vreugde wil nog steeds nie lekker saamwerk nie. Daar's hy. Verlede week liefde. Ons sukkel met liefde ook. En vandag kan ons die Christuskers aansteek. Want ons vier die geboorte van Jesus. Ek sien vreugde is nog steeds bietjie. Ons hoop maar vreugde hou. In elk geval. Maar baie welkom by volgende se erediens en mag elkeen van daardie temas, hoop, vreugde, vrede, liefde, vir jou ook iets in jou hart aanraak.
maar mag vandag net gaan oor Christus Jesus. Die geboorte van ons Here. Nou ek het as prins daardie kolossale woord opgesit. Ek wonder of iemand is wat weet wat dit beteken, soteriologies. So, ek het verlede week, of ek het Sondag ook die grappie gemaak om te sê, ag, maar die kerk hou so van sy eie terminologie. Soteriologies beteken basies, dit gaan oor versoening. So jy kan eintlik 'n baie makliker woord kies as soteriologies. Maar Lukas 2, wat ons nou gelees het, gaan eintlik oor ons versoening. Lukas 1 gaan oor die belofte en die voorspelling van die geboorte van Christus. Maar Lukas 2 sê vir ons eintlik meer iets van hoekom dit gebeur het. Dit gaan oor ons word versoen omdat daar 'n klein babietjie in 'n krib gebore is. Dis 'n loflied. En as ek my taal so mag meng, dis beautiful. Dis regtig, dis 'n mooi prentjie. Dis eintlik, as jy moet indink, hoe moes dit gewees het om daar te wees? Ek dink dit was vuil. Ek dink nie, dis die idealistiese prentjie wat ons almal in ons koppe het nie. Ek dink daar was modder waarskynlik, daar was stof. Daar was nie 'n Apgar toets nie. Niemand het die seentjie evalueer en gesê, okay, maar hoe lyk sy velkleur? Is hy blou, is hy geel? Is daar genoeg suurstof? Wat is sy pols? Het hy reaksie? Jy weet, daai enetjie. Wat is sy aktiwiteit? Hoe is sy asemhaling? Daai is 'n baie idealistiese prentjie, maar as jy moet indink, as jy 'n vlieg teen daai muur kon wees, beleef dit. Dink gou vinnig die reuke. Dis 'n stal. Onthou, dis nie die herberg nie. Want die teks sê ook vir ons, daar was nie plek in die herberg nie. Dis kom hulle in 'n stal moes wees. Dink aan die reuke, dink aan die klanke. Miskien is hier 'n irriterende skaap wat hier ronddwaal. Was dit koud? Was dit warm? En die rede hoekom ek het nou so probeer inkleer, hierdie prentjie so vir julle probeer inkleer is, ek het nogal baie wat ek binne werk doen met myself wat Kerspreke aanbetref. Ek het met Karen ook al voorgepraat en Alta, sy Samuel ook, sy het ook gegroet. Dit is nogal uitdagend om jaar na jaar 'n unieke Kerspreek te lewer. Want ek wil nie vir julle 'n cliché Kerspreek probeer oordra nie. En daarom het ek juist gaan dink, maar hoe sou dit wees as ek daar was? Hoe kan ek vir myself 'n prentjie illustreer van hoe dit werklik moet wees? As jy 'n wyse man was, hoe moes dit wees? Die geloof wat jy moes gehad het, om werklik dan te gaan en te sê, maar ek gaan hierdie opdrag gaan uitvoer. Ek gaan soek vir hierdie kindjie wat gebore is. Ek gaan soek vir hierdie Messias. En hoe moes dit wees om daar te staan en te sien, dis 'n papklein babietjie, maar dis die Messias. Dis die redder van ons volk. Die teks het ook gepraat van die redder van die volk van Israel. Hoe moes dit gewees het? Om jou skape miskien net daar agter te laat en net te sê, ons gaan. Hier's 'n paar tieners, so ek kan daarom my taal maar so 'n bietjie gemaklik ook maak, maar om te sê, boys, let's go. Ons gaan soek die Messias. Ons gaan na 'n stal toe. As jy gaan kyk na verse 15 tot 20 spesifiek, dan is daar verskillende reaksies op die geboorte van Christus. Die herders haas hulle na Bethlehem en van die baba, net soos wat die engele ook gesê het. Maar daar's iets bietjie simbolies aan die krib, wat jy in Jesaja 3 ook kan gaan naslaan. Onthou, mense het vir eeue lank gewag vir hierdie kindjie, hierdie Messias wat gebore sal word, wat ons in Jesaja alreeds van lees.
Vir eeue het die volk van Israel gesê, maar ons weet hy kom, ons weet hy kom. Profeet na profeet na profeet sê, die Messias kom. So hoe moet dit gevoel het, om aan uiteindelik te hoor, uit die engele se monde self. En ons lees ook van die loflied, ek dink dit was in vers 12 of iets gewees, van die engele wat hemelkoor gesing het. Hoe moes dit gevoel het? En nou is my vraag aan jou, hoe voel dit vir jou vandag? Ek wil sê ek's bevrees, maar nie regtig nie, ek dink meeste van ons op dieselfde blad, maar het ons regtig net verval in routine, 'n kersroutine. Ek praat nie van die gammon wat jy later gaan maak, of die kalkoen wat jy gaan eet, of die kerstradisie van gisteraand, miskien kersgeskenke oopmaak nie. Ek praat van die routine wat jy dalk het, in terme van hierdie ongelooflike goeie nuus. Die soteriologiese nuus. Ons vier vandag Christus se geboorte. Ek het dit Sondag ook genoem, maar ek gaan dit nou weer noem. Daar was 'n paar jaar gelede, was daar 'n klein dogtertjie, 6-7 jaar oud, wat vir my gesê het, jy weet, sy voel eintlik jammer vir liewe Jesus. En ek sê, okay, hoekom? Nee, want dit moet aaklig wees om op Kersdag te verjaar. So, vier ons Kersfees of vier ons Christusfees? Dis my uitdaging en my bemoediging vir julle vir vandag. Vier Christus vandag. In die volgende paar verse, ook 15 tot 20, sê dit dat, die notas wat ek nou gemaak het, sê dit ook, ek wonder of Maria ook werklik begryp, wat nou met haar gebeur het. Ek is nie 'n ma nie, soos julle kan sien, maar vir die ma's hierso, ek het nou al gehoor as ek praat met ma's met 'n pasgebore babietjie, dis asof, ek kan dit indink, maar dit sink nog in. Maar vir Maria om te sê, maar, okay, dit sink nog in dat ek geboorte gegee het, maar aan wie het ek geboorte gegee? Kom ons vier dan vandag ook in Maria se eer, maar tot God se eer. Dit gaan hier net oor die Here Jesus Christus. En ek wil vir julle 4 laaste, as ek nou net my regte blad kan kry, 4 laaste punte net gaan noem. En daar's dit. So, Paulus gebruik gewoonlik kragtige beelde wanneer hy met gelowiges praat. En soos julle weet, Paulus het sy geskiedenis gehad. Maar so het Lukas ook 'n pad met die Here gestap. Sy eie unieke pad. Ek wil jou uitnooi om regtig op hierdie vraag te gaan stil staan vandag. Maar soos wat jy daai aanlyn vorms ook sien van insert name here, sit jou naam waar Maria staan. Begryp jy wat gebeur het? Dit is wel 2000 jaar gelede, so dis nie so pas dat dit gebeur het nie. Maar begryp jy wat ons eintlik vandag vier? Dis jou verlossing. Dis jou God. Dis jou skepper. Dis jou saligmaker. Ons kan 100 verwysings daarin sit. Maar ons vier vandag die feit dat ons God so omgegee het vir ons, dat hy in nederigheid 'n babietjie geword het, 'n kwesbare babietjie, met 'n, wat meer het die soft spot? Of wat? Ja, met 'n soft spot, met, ek weet die allergie, maar hy het genoeg vir my en jou omgegee, om dit te doen. En daarmee, sluit ek dan vandag se kort preek af. Julle het die kollekte gegee nie, so julle kry ware vir julle geld.
Gemeente, kom ons sluit af met gebed. Here, dit is ongelooflik om te dink dat U ons so lief het, dat U in 'n nederige, waarskynlike vuil krib vir ons in vlees mens geword het. Dankie dat U vir ons so lief is, dat ons, as ons daai selfde vraag ook vra, besef ons wat eintlik gebeur het. Dankie dat U ons nog steeds lief het, ten spyte daarvan dat ons nie noodwendig besef hoe groot dit is nie. Ons vra, Here, dat U ons vandag sal herinner aan U liefde vir ons, en ons vra ook dat U ons liefde vir U sal raak sien. Ons is baie lief vir U, Here, en waar ons soms foute maak, waar ons soms sondig, Here, ons vra verskoning, opreg. U is goed vir ons, en dankie daarvoor. Amen. Kom ons staan en ons sing, al was ek nie daar nie. Ons was nie daar nie, maar ons glo. Kom ons staan. Ontvang dan so die seën van die Here op hierdie spesiale dag. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die vleesgeworde seun van God en God self, sowel as die gemeenskap van die Heilige Gees, by elkeen van julle wees en vir altyd by julle bly. Amen.
Geniet 'n heerlike ek bly sê Sondag. Geniet 'n heerlike donderdag, Christusfees en mag julle regtig die Here se liefde ervaar in alles wat julle vandag doen. Sien julle Sondag. Mooi dag.